is like a storm that cuts a path, it breaks your will. It feels like that. You think you're lost, but you're not lost on your own. You're not alone. I will stand by you. I will help you through when you've done all you can do and you can't cope. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. It hurts my heart to see you cry. I know it's dark, this part of life. Oh, it finds us all. We're too small to stop the rain. Oh, but when it rains, I will stand by you. I will help you through when you've done all you can do and you can't cope. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let you fall. Goeiemôre almal, baie welkom vanmôre. Dankie dat jy saam met ons is en dat ons saam die Here se woord kan ontvang en kan hoor wat hy vir ons wil sê. In Psalm 119 vers 33 sê hy vir ons: Here, leer my die weg van u insettinge, sodat ek tot die einde toe daarin dit kan bewaar. Prys die Here vir sy Heilige Gees wat ons elke dag lei, en wanneer ons sy woord hoor, dit in ons harte in laat sink, dat dit in die goeie grond val, dat dit vrug kan dra. Prys sy naam, prys die Here vir sy goedheid, prys die Here vir sy woord, wat 'n lamp vir ons voet is en 'n lig vir ons pad. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, dankie vir hierdie woord, dankie dat u 'n getroue, groote God is. Dankie dat, Here, as ons u woord ontvang, dit groei in ons hart, dat dit ons in staat stel om te kan lewe, om 'n lewe te kan lewe wat vrug dra, waarin u verheerlik word. Seën ons ook vanmôre, Here, met die woord. Kom Heilige Gees en kom maak dit vir ons oop, kom maak ons harte ontvanklik en kom word u verheerlik vanmôre in die naam van Jesus. Ons gee u al die aanbidding en al die eer in Jesus se naam. Amen. Goed, so vanmôre wil ek 'n bietjie gesels oor daai spesifieke plek in 'n mens se lewe. Die stuk pad tussen die belofte en die vervulling. Dis daai plek wat jy so tussen goeters is. Dis jy klaar begin, maar jy's nog nie klaar nie. Daai pad is of daai plek is waaroor ek vanmôre wil gesels. Ek wil dit net ook so stel, dis die plek tussen die belofte en die vervulling. Nou ons ken almal God se beloftes rondom sy woord. Ons ken almal, ons weet almal wat die Here vir ons sê. Die Here beloof ons, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê, jy is tot alles in staat deur Jesus wat jou die krag gee. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Magdom van skrifte, magdom van hulle, waar die Here vir ons uitdruklik sê dat hy saam met ons is. Maar tog, as ons op daai plek kom in die middel, daai plek tussen die begin en die einde, dan is dit baie keer asof 'n ou vashak en asof wat goed gebeur, wat jy nie kan verstaan nie. Verseker glo ons dit, maar daar is 'n kruis baie keer tussen die begin en die einde. Staan daar 'n kruis, en dis hierdie kruis wat baie keer 'n mense se moed bietjie de mekaar krap. Ek wil vanmôre 'n voorbeeld gebruik. Kom ons gebruik sommer 'n gewone aardse voorbeeld. Kom ons sê jy's 'n besigheidsman. Jy kry die kontrak, alles is reg, die ouens is tevrede met jou, jy kry die kontrak.
en jy is opgewonde. Dis daai opgewondenheid van, yes, ek het die kontrak gekry, nou kan die dinge gebeur. En dan begin die realiteit. Dan kom daai stuk pad wat tussenin lê, tussen die kontrak en die betaling, tussen die kontrak en die vervulling. En jy dink by jouself, gaan ek die werk op skedule klaar kry? Gaan die voorraad wat ek nodig het betyds inkom? Gaan die arbeid wat ek nodig het om die werk te doen beskikbaar wees? Al hierdie dingetjies gebeur, en dan gebeur daar partykeer onvoorsiene dinge, en daar's partykeer dinge wat gebeur wat eintlik die voltooiing van hierdie projek heeltemal onmoontlik maak. Dit kan glad nie gebeur nie. In hierdie tyd waarin ons nou is, die aanloop tot die Paasfees, die kruisiging en die opstanding, dink ons ook spesifiek nou aan Jesus, en spesifiek waar Jesus in die tuin van Getsemane was, en wat daar gebeur het. Hy was typies op 'n plek tussen die belofte ja en die vervulling. Tussen daai plek wat God hom gestuur het, en daai plek wat hy God se werk voltooi het. En verseker weet ons dat Jesus glo in sy Vader. Hy glo dat God saam met hom is. Hy glo dat God vir hom is. Hy glo dat God se plan reg is en sal uitwerk. Maar tog gebeur daar iets baie interessants. In die tuin van Getsemane, en ek lees dit graag vir ons uit. Genesis hoofstuk 26, en ek gaan lees vanaf vers 36. Toe kom Jesus, ek moet net seker maak, ek is reg 26, 36. Toe kom Jesus met hulle in die plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en 2 van die seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hom, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Met ander woorde, bid saam met my. Dit beteken ons het baie keer mense nodig, né? Partykeer tussen die begin en die einde kom jy op 'n plek wat jy alleen is, wat jy bedroef is, wat jy nie weet hoe dinge werk nie, wat dinge nie vir jou uitwerk nie, wat jy nie weet hoe gaan dit werk nie. En jy het mense nodig en jy sê vir jou pel, kom kuier met my, kom help my, kom drink saam my koffie en ons kyk gou wat gebeur. Vers 39. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy het hom by sy disipel, en hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Die feit van die saak is dat mense nie altyd op mense kan staat maak nie. Mense is daar, mense is wonderlike blessings in ons lewe, mense is wonderlik en goed vir ons. Maar ons kan nie op mense staat maak nie. Daar's 'n tyd en 'n plek waar jy alleen is. Dis net jy en die Here. En daar's niemand om jou hand vas te hou nie, daar's niemand om jou te bemoedig nie. Dis net jy en die Here. En dis daar in daai plek wat ek en jy moet weet wie ons is, wie ons God is en wat God se plan en wil en doel vir ons lewe is. Ons lees vir ons van vers 41 of verder. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy 'n tweede maal gaan bid en gesê, Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink, laat U wil geskied. Hy bid 'n tweede keer. En toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het vir hulle met rus gelaat en weer 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Sjoe, 3 maal gaan Jesus en kom hy op 'n plek tussen die belofte en die vervulling. Dat Jesus besef, in sy menswees staan Christus voor die kruis. En hy sê vir die Here, Here, as daar 'n ander moontlikheid is, doen dit so. Maar as dit nie moontlik is nie, laat U wil geskied. Met ander woorde, hy is totaal gehoorsaam, bereid, nederig en gewillig. Ek glo dat die Vader hierdie skrif in die Bybel gesit het, sodat ek en jy kan weet dat God verstaan wanneer jy mismoedig raak. God verstaan wanneer jy op 'n plek kom wat jou geloof, wil ek amper sê, nie in jou in die steek laat nie, maar wanneer, kom ons sê vir mekaar, wat ons twyfel,
Wat ons mekaar sê, Jesus, ek is nie seker van wat hier aangaan nie. Ek wonder of hierdie ding gaan werk. Kom ek sê so, partykeer sê ons vir onsself, sjoe, ek wonder of ek reg gehoor het. As ek nou kyk wat om my aangaan, dan dink ek, joe, miskien het ek dalk verkeerd gehoor. Miskien is dit dalk nie die wil van die Here vir my lewe nie. Die Vader ken ons, en hy weet dat ons tot die uiterste beproef word, van tyd tot tyd. En dat ons ook soms voel, dat ons nie kan nie. Dat ons ook soms soos Jesus kom, en ons kom, gaan in jou binnekamer in, jy sê vir jou vriende, hoor die boys, bid vir my, ek gaan deur 'n moeilike tyd, of dit en dit is aan die gang, en jy verwag maar, en jy hoop maar, en jy glo maar, hulle sal bid, en miskien slaap hulle, want hulle is moeg. En dis ook alright, want ons is mense, en God weet wie ons is. God se plan sluit in dat ons mense is. God se plan sluit in dat ons vriende mense is. God se plan val nie plat omdat mense nie bid nie. God se plan val nie plat omdat jy dalk deur 'n tyd van moeilikheid gaan. God se plan val nie plat omdat jy partykeer twyfel nie. God se plan vir jou lewe val nie plat omdat ek en jy partykeer op 'n plek kom en ons wonder, "Sjoe, Here, ek weet nie of ek dit kan maak nie. Ek weet jy dalk vir my gesê, ek weet dit is die pad, maar ek weet nie of ek dit kan maak nie. Dit voel vir my of ek dit nie kan maak nie. Dit voel of dit te veel raak vir my." Net soos wat Jesus kon vashou aan sy Vader se hand. En ons weet in van die ander evangelie sê die Here dat hy engel gestuur het om hom te vertroos. En so doen die Here ook. Hy stuur die Heilige Gees en selfs die engel as dit nodig is om ons te kom vertroos, om ons te kom bemoedig en om ons op te help, om ons krag te gee, om deur hierdie situasie te kan gaan. Ek wil vir ons 'n ander stukkie lees in Hebreërs hoofstuk 6. En ek wil vir ons daar lees vanaf vers 13. Ons kan vashou aan ons geloof. Ons kan vas staan in die hoop op God. Ons mag en ons kan. En ek wil vir jou vandag bemoedig en vir jou sê, miskien wankel jou geloof of jou vertroue of jou hoop so bietjie. En ek wil jou vanmôre bemoedig om vas te staan op wie God is. En ons kry die skrif in Hebreërs hoofstuk 6 vers 13. En toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar jy sal ryklik geseën en ek sal jou ryklik seën en jou nageslag vermeerder. En so het hy dan die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Daai is tweede stukkie. God beloof by sy eie naam. Hy beloof dat omdat hy God is, sal hy sekere goed vir ons doen en sekere dinge sit hy in plek. En daar's daai persoonlike beloftes tussen jou en God, waar jy net in jou hart weet wat jy moet doen. God het vir jou 'n sekere visie gegee, 'n sekere pad gegee om te loop, en jy weet wat die Here jou geroep het. En dan lyk dit of dit nie gaan gebeur nie. Dit lyk of dinge skeefloop. En dan kom vers 15 en hy sê, en hy het die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. En dis miskien iets wat so nodig is, om geduldig te wag. Tussen die belofte en die vervulling lê daar 'n geduldige wag vir God om dit te doen. Vashou aan die geloof, vashou aan die belofte van God, vashou aan die karakter van God, vashou aan God. Hy is God en hy sal 'n pad maak. Soms is die pad wat God ons opvat nie die een wat ons gedink het nie. Soms het God vir ons gesê, gaan na 'n plek A toe. En in my gedagtes het ek gedink, o Here, ek gaan na plek A toe. En so die pad soontoe loop so om. En dan vind ek my op 'n plek wat ek nie eens weet waar ek is nie. Maar dit is God se pad na plek A toe. En daarom kan my vrede en my troos en my geloof nooit lê in die feit dat ek die pad ken nie. My vrede, geloof en troos lê daarin dat ek God ken. En dat ek in sy hande is en dat hy my na die plek vat wat hy gesê het. Hy vat my na plek A toe. Hy vat my soontoe. En in die middel van daai reis kan ek selfs op 'n plek kom wat ek verdwaal is, wat ek nie weet waartoe ek gaan nie, en dat ek wonder of ek ooit daar sal kan uitkom. Ek lees vir ons verder van vers 18 af. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor lê,
Ons hou vas aan ons hoop. Ons hou vas aan wat God gesê het. Ons hou vas aan wie God is. En ek wil iets sê hierso op hierdie punt. Partykeer interpreteer ons wat God sê. God sê vir ons gaan na plek A toe. Ons dink, dit beteken ek gaan by plek C en D verbygaan. En God het 'n heeltemal 'n ander pad soontoe. En wanneer God nie doen wat ons gedink het hy moet doen, om ons by plek A uit te kom, en dan dink ons verloor geloof, ons wonder of het God is, ons wonder of hy daar is. Daarom die pad na die vervulling toe, hoef jy nie noodwendig te ken nie. En as God 'n ander pad soontoe kies, al gaan daai pad deur die dal van doodskade weer, al gaan daai pad deur 'n plek wat ek en jy nooit voorsien het, kan gebeur sodat ons by ons bestemming kan kom nie. Weet jy wat, lê ons vertroue en ons geloof en ons versekering lê in God, nie in die pad soontoe nie. Baie keer moet ons so versigtig wees, dat ons nie vrede en geloof en vreugde en blydskap hê, omdat ons die pad ken nie. Miskien ken jy nie vanmôre die pad doen. Miskien vanmôre sit jy op 'n plek en jy het nie 'n idee waartoe jy gaan nie, jy het nie 'n idee wat jy moet doen nie, maar jy weet jy's op God se pad. Jy weet hy is jou Vader, jy weet hy is jou voorsiener, jy weet hy is jou verlosser. En al wat jy miskien vandag nodig het of het, is om aan God vas te hou. Glo my, wanneer God al is wat jy het om aan vas te hou, is hy genoeg. En daarom kan jy vanmôre met geloof opstaan, met hoop opstaan en sê ek ken nie die pad nie, maar ek ken God. En hy sal my by sy bestemming uitbring as ek hom volg. So ek lees vir ons verder. En ons het dit as 'n anker vir ons siel, wat veilig en vas is, en ingaan in die binnekant van die voorhangsel. Met ander woorde, die anker vir ons siel, die geloof, die belofte van God. God het jou 'n belofte gemaak. Hy gaan jou 'n sekere ding doen. Hy gaan 'n sekere pad met jou loop. En so die ding wat ek vanmôre net wil sê is, pas op net, dat omdat ons nie die pad ken nie, en omdat ons nie die insidente wat op hierdie pad gebeur ken nie, want God vertel nie vir ons alles nie. God sê, ek gaan jou na plek A toe vat. Op pad na plek A toe kan daar ook geweldige dinge gebeur in ons lewens. Maar God is groot en hy's goed en hy's die koning van jou lewe. Ek lees vir ons uit 2 Korintiërs 4 vers 6. Hoe werk God? Hoe is God se manier van werk? Jy sien, God weet ons is mense. Hy is God, hy is almagtig, alwetend. Hy is heilig, hy is foutloos. Wie is ons? Ons is mense, ons is sy maaksel. Is ons perfek? Nee. In Christus ja, maar in uitvoering en dag tot dag lewe nee. Ons streef na perfektheid. Ons streef na heiligmaking, maar ons kan nog foute maak. Is ons altyd getrou? Nee. Is ons altyd 100% gewillig en bereid en vol geloof? Nee, ongelukkig nie. Maar jy sien, God in sy persepsie van die wêreld, in sy siening, in sy planne en sy wil en sy doel met jou lewe, het God jou menslikheid in gedagte gehou. Hy verwag nie van jou om hierdie superwese te wees wat 6 voet bo kan die grond vlieg en absoluut geen onrein gedagtes dalk het nie, as ek dit so kan stel. So God weet presies wie hy is. Kom ons kyk hoe werk God. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het dat daar lig uit duisternis moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van ons God na die aangesig van Jesus Christus. Kyk bietjie hier wat doen God. God laat lig uit die donkerte van harte skyn. Met ander woorde, daar's donker in harte. Dan laat God sy lig in dit skyn sodat daar lig kan uitkom. Hy sê hy laat lig uit duisternis skyn. In Hebreërs hoofstuk 11 vers 34 sê hy die geloofshelde van die verlede in Hebreërs 11 wat 'n opsomming van dit is sê, hulle het krag uit swakheid ontvang. God het hulle geroep in hulle menswees, in hulle gebrokenheid, in hulle swakheid. En God het hulle swakhede gebruik om hulle kragtig te maak. It's amazing hoe God werk. In Jesaja 60 sê hy, He turned my mourning into dancing. Dit beteken nie, as ek 'n Christen is, gaan ek nooit huil nie. Ek gaan nooit treur nie. Maar hoor mooi wat doen God. God sien die seer, hy sien die pyn, hy sien die tekortkominge, hy sien die swakhede, hy sien die donker. Wat doen hy? Hy verander dit in lig.
He turns my mourning into dancing. Wat 'n mooi versie in die Bybel is dit nie. Want dis wie God is. Hy sien dit en hy draai dit. Hy maak dit 'n loflied tot sy eer. En jy sien as ons aan die ander kant van die vervulling staan, dan dink ons baie keer by onsself, hoor nou mooi hierso, ag, dit was toe nie so erg nie. Is ek reg? Soveel keer, miskien as jy nou vandag, as jy so terugkyk op jou lewe, en jy dink aan dinge waardeur jy is, en dan dink jy, joh, toe ek deur het gegaan, het was baie erg, maar nou, vandag, dit was toe nie so erg nie. Hoor mooi, dit is nie waar nie. Wat het gebeur, dis tussen Getsemane en die opstanding, hoor mooi, wat gebeur tussen, dis te erg, ek kan dit nie vat nie, wanneer ek en jy op daai oomblik van swakheid as mens wees, ook in ons tuin van Getsemane sit en sê, Here, is daar 'n ander way is asseblief, ek kan nie hierdie ding doen nie, ek weet nie of ek dit gaan maak nie, hoeveel keer het ek en jy dit nie al gesê nie, hoeveel keer het ons al op daai plek, soos Jesus gekom het gesê, Here, 'n ander plan asseblief, ek kan nie hierdie ding doen nie, en dan kom God, en dan bring hy die verskil tussen, ek kan dit nie doen nie, en dit was tog nie so erg nie. Dit was toe nie so erg nie. Jy weet, wat hy doen is amazing. Wat hy doen is, hy kom in die omstandighede, hy kom in die situasie in, en hy kom doen wat nodig is, sodat dit wat vir jou en my te erg is, moontlik raak. Sodat dit wat vir jou en my ondoenlik is, word iets wat kan gebeur. En dan vat hy ons deur hierdie plek. Hy vat ons deur hierdie onmoontlikheid. Hy vat ons deur hierdie hartseer selfs soms en pyn, gebrokenheid, hierdie vrees, hierdie onsekerheid. Hy vat ons deur dit. En hy bring ons aan die ander kant uit met sy krag, met sy genade, met wonderwerke, nê. Wie wat doen ons baie keer? En as ons aan die kant staan, dan kyk ons terug en ons, wow, dit was toe nie so erg nie. Jy sien, dit was so erg. Inteendeel, dit was soms erger as wat jy gedink het. Maar God het ingegryp. God het gekom. Ekskuus tog. En hy het kom doen wat jy nie eers gedink het jy kan doen nie. Hy het jou in staat gestel om te wees wat jy nie gedink het jy kan wees nie. Hy het gekom en jou voete laat loop, soos in Habakuk sê, op plekke waar jy nie gedink het jy kan loop nie. Hy maak my sterk. Hy laat my op hoë plekke veilig loop soos 'n hert. Dis hoe God werk. So die krag van God, wat geloof en hoop is, lê daarin, dat die Here vir my veg. God stry vir my. Wanneer ek tussen die belofte en die vervulling kom, en ek kom soos Christus by die plek wat ek nie kan nie, wat ek nie kan sien nie, wat ek nie hoop het nie, dan kom God en hy kom doen wat ek nie kan nie. Want jy sien, hy weet wie hy is, en hy weet wie ek is. En net so kom hy ook, in Deuteronomium hoofstuk 20, vers 3 en 4, hy sê, hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vyand. Laat julle harte nie bang word nie. Wees nie bevrees en bang nie. En word nie verskrik nie. Want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry. Teen die vyand om aan julle die oorwinning te gee. Dit is die Here julle God wat vir julle veg. Terwyl jy niks doen nie, terwyl jy staan en wag, terwyl jy oorgee aan God, terwyl jy in geloof God se naam aanroep, dan doen God wat jy nie kan nie. In Eksodus 14, vers 13 en 14, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle bewerk. Die Here sal vir julle stry, die Here sal vir julle veg, en julle moet stil wees. Prys die Here vir die wonderlike woord. Prys die Here vir die feit dat ons vandag kan kom op 'n plek, wanneer ons kragte ons ontneem word, wanneer ons kragte ons in die steek laat, wanneer my geloof wankel, wanneer ek by myself dink, ek gaan dit nie maak nie, dan kom God, en hy kom doen wat ons nie kan nie. Hy kom raak aan, hy maak 'n deur oop, hy kom en hy maak die see oop vir die Israeliete. Jesus kom en hy sê, kom ons gee vir die skare kos. Wat het ons tot ons beskikking? 5 brode en 2 visse. Geen probleem nie, doen dit. Jy sien eers dat die disippels sê, ag Here, dis onmoontlik, ons kan dit onmoontlik nie doen nie. Jy sien, God doen die onmoontlike wanneer ons toelaat dat hy God is.
Wanneer ons net eenvoudig tot die einde van onsself kom en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. En dit is wanneer God ingryp en werk. En daarom vandag wil ek jou bemoedig en vir jou sê, ons hoop is in God. In 'n God wat die onmoontlike kan doen. Vir hom kan ons soek. En by hom kan ons vrede kry. Om by hom en vrede kry, maar nie in die omstandighede. Ekskuus, ek wil dit net vinnig verduidelik. Soveel keer wil ons vrede nie in die omstandighede hê nie. Ek wil vrede hê want ek kan alles uitfigure. Ek wil vrede hê want ek weet, dit gaan gebeur, dan dit, so ek is okay. Jy sien soveel keer, dit gebeur soms so. Soms is ek in staat om hierdie goed te kan voorspel, en te kan sê, as hierdie ding gebeur, dan daai ding, dan daai ding, dan daai ding. Maar wat gebeur daai dag, wanneer ek en jy op die plek van onkunde kom, op die plek van dat ons ontoereikend is, dat ons nie genoeg is nie. Wat dan? Jy sien, dan lê my vrede in God. My vrede lê daarin, nie dat ek weet wat die antwoord is nie, maar dat ek weet dat hy die antwoord ken. En solank ek kan hom vashou, solank my hand in syne is, solank ek aan hom vertrou en glo, kan ek vrede in hom hê, al het ek nie vrede in die proses nie, al het ek nie vrede in die omstandighede nie, hy is my vrede. Net soos wat Jesus nie, sy gebed is nie beantwoord nie, daar was nie 'n ander weg nie, daar was nie 'n ander pad nie, die kruis was die enigste pad. Die kruis was die enigste pad vir Christus. Maar jy sien, hy het gesê, nie my wil nie, maar U wil. En toe vat God vir Jesus. En hy laat hom 'n pad loop, wat hy nie gedink het hy kan nie. 'n Pad wat onmoontlik lyk. 'n Pad wat, dit is te veel vir my. En God vat sy seun Christus deur hierdie pad, sodat hy aan die ander kant kom. En hy kan sê, dit is volbring. En hy kan op die derde dag opstaan. En hy kan die evangelie van vryheid, die evangelie van vergifnis van sondes, preek, en hy kan doen wat God hom geroep het om te doen. Die Israeliete, hulle is nie die Rooi See gespaar nie. God het nie 'n helikopter gestuur en hulle oorgevat, of 'n boot, of wat ook al nie. Hy het hulle deur die Rooi See gevat. Maar hy het hulle deurgevat, sodat hulle aan die ander kant kon staan. En dat hulle, miskien ook, soos ek en jy sê, dit was toe nie so erg nie. Jy sien, as God nie betrokke was nie, was dit onmoontlik, never mind te erg. As God nie daar was nie, as God se hand nie daar was nie, as God nie bonatuurlike dinge gedoen het en in plek gesit het nie, was dit nie net nie so erg nie, dit was onmoontlik, dit sou nooit kon gebeur het nie. Maar omdat hy God is, omdat hy weet wie hy is, omdat hy gee wat nodig is, daarom kan jy en ek glo vandag. 'n laaste gedagtetjie. In 1 Petrus hoofstuk 3 vers 12 sê die woord, want die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Hoor mooi, God veg vir jou. God veg wanneer jy nie kan nie. God se aangesig is teen die kwaaddoeners. Wie sal jou skade aandoen? Wie sal jou te nakom as God vir jou is? Niemand nie. Niemand nie, want niemand is groter as God nie. En daarom wil ek jou vandag sê, moenie laat haat en twyfel en bekommernis en vrees jou oorweldig nie. Net soos wat Moses vir die Israeliete gesê het, sien julle daai Egiptenare? Kyk, hier kom hulle gaan ons doodmaak. Vergeet van hulle, fokus op God. En wanneer ek sê vergeet van hulle, bid dat God vir jou deur hierdie pad sal vat. Nie my wil nie, maar U wil, Here. En dat hy vir jou sal vat na die plek toe van oorwinning. Die pad van oorwinning is nie altyd soos ons dink nie. Die pad van oorwinning het baie keer baie uitdagings op. En daarom moet ons vashou aan die Here. Daarom moet ons vashou aan ons God, aan die hoop van ons hart. En daarom kan ons, want hy is betroubaar en hy is goed. Want hy sal sy beloftes nakom. Hy sal ons na die plek vat wat hy beloof het. Daarom wil ek jou seën vandag. En ek wil vir jou vra, laat daai gees van vrees van jou afval. Laat daai gees van minderwaardigheid van jou afval, wat sê, God doen dit vir ander, maar nie vir my nie. Hoekom? Wat's fout met my? Daar's niks fout met jou nie. God is besig. God het 'n pad en God het 'n plan vir jou lewe. Hou vas aan hom, soek hom, stap saam met hom en vind jou vervulling en krag in hom, voordat jy jou vervulling en krag in die omstandighede vind. Die Here is goed, die Here is God, die Here ken jou hart, die Here ken jou omstandighede. Kom ons sit so, dan bid ons saam, ons vra die Here om ons harte aan te raak. Hemelse Vader, dankie dat U 'n goeie God is, dat U 'n God is van krag en van genade. Dankie Here dat U weet hoër as ons weet is. Ons hoef dit nie uit te dink nie.
Want dan was ons in die moeilikheid, want ons kan net beperkte gedagtes dink. U weë is perfek en volmaak, en U vat ons na 'n plek toe, wat ons nooit onsself na toe sou kon vat nie. U Vader God, deur die krag van U bonatuurlike werking, doen in ons lewe die dinge wat nodig is om te doen. Ek loof en prys U vir elke persoon vandag. Ek seën elkeen wat luister, en ek vra dat U hulle harte sal aanraak, en dat U die gees van vrees, minderwaardigheid en onwaardigheid sal wegwerp, en dat hulle vervul sal word vanmôre met hoop, met geloof en met verwagting. Ek seën elkeen, Vader, in Jesus se heilige naam. Amen. So kom ons luister nou na hierdie lied, en dan hoop ek en ek vertrou dat elkeen van julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag sal hê. Amen. The same God who makes the planet spin, tells the tide when it should rise, put the color in my eyes. The same God who makes the seasons change, knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You're a God of grace and empathy. You know how it feels to cry, 'cause you lived a human